En 'n hartlike welkom aan julle elkeen vanoggend. Ons gaan vandag voort in ons reeks in Habakuk waarmee ons laasweek begin het. Ek wil julle aanmoedig om op hoogte te bly. Is ons in die gewoonte, dankie COVID, dat al ons eredienste op die internet uitgesaai is. So as daar enigiets is, ek gaan heel moontlik terugverwys na dinge toe. Julle is baie welkom om op te vang daar en hopelik teen die einde van ons reeks as jy jou Bybel so laat oopval, dan val hy outomaties oop by Habakuk en dan het die profeet sommer vir ons baie om te sê en raak ons met die boek goed bekend. Ek dink dis 'n tydige boodskap van die Here af vir die tyd waarin ons ook lewe. Dit gaan ons help om dieper te delf in die aard en karakter van God in, ons eie pad saam met hom te verstaan en ek is so opgewonde om dit met julle te deel. Maar voor ons dit doen vandag, kom ek gee vir ons 'n paar afkondigings. Die eerste is vandag verjaar Elmarie Pieters en net sy, ons sê vir haar baie geluk van ons gemeente se kant af Elmarie. En dan het ek eintlik net 'n enkele afkondigingkies. Die een is die Sip and Paint, die van julle wie se vrouens daar was. Klink my dit was toe net 'n hennepartytjie gewees en het die klomp girls dit nou baie geniet en hulle het elkeen in ons elkeen se huise hang daar nou of hy's op pad om gehang te word ergens en geraam te word, 'n baie mooi verfskets of 'n portret wat deur ons vroue geverf is. Hulle het dit baie geniet en ek wil graag Anne-Marie Pretorius kan nie vandag hier wees nie as gevolg van omstandighede. Maar ek wil vir haar en vir Tannie Lulu baie dankie sê vir die reëlings hiervan. En dan broers en susters, kort ons net nog hande. Maak gou so. Ons het hierdie goed van julle nodig. Ons kort hande by pannekoeke en ons kort hande by curry en rys. Die goeie voordeel hierin is jy het geen skills nodig of chefgrade of enigiets van kosmaak af nodig om te kom help nie. Ons wys vir jou vinnig hoe doen mense dit. Jou eerste paar pannekoeke gaan flop. Ons love daai flops want ons gooi hulle vol kaneel en suiker en ons eet hulle. En so oom Japie, sal oom gou weer vir ons oom Japie is nou al bo, nee, waar's oom? O, hier's oom. Sal hom gou net vir ons gesig wys? Asseblief. Oom Japie gaan vir ons in die voorportaal wees, weer eens met name wat julle vir ons gaan opgee. En as jy net sê, man, ek kan vir daai halfuur gou 'n bietjie kom help daar of daai halfuur daar of daai uur daar. Ons gaan dit baie waardeer. En dan broers en susters, weet julle al, julle het julle elektroniese bazaarlyste hierdie jaar gekry. Ons is besig met 'n proefloopie om te sien of dit beter werk en ons wil baie dankie sê vir elkeen wat al gereply het. Dit lyk of die reaksie uit die gemeente uit goed is en ons vra tog vir die wat nog nie gereply het, insluitende myself nie, om so te doen. Ek weet ons is baie van ons is nippertjie mense. En maar laat jy net weet die nippertjie is die 3de Mei. Baie dankie. So ons verwag om almal se reaksies terug te hê voor dan en baie dankie vir elkeen se deelname hierin. En dan broers en susters, het ek nou vandag alweer meer om te sê as wat ek kan sê want ons teks is baie ryk. En so ek het 'n verwagting dat die Here met ons praat. Wel, hy praat met Habakuk en ek weet baie van ons het 'n idee oor Bybelkarakters, dat God praat eintlik net direk met hulle en mag daai vermoede vandag uit ons koppe uitgevee word, mag ons sien dat God die God is wat aktief betrokke is in die hele skepping en nie net in die hele skepping nie, maar in die besonder sover ons weet op hierdie mooi planeet van ons en nie net op ons planeet nie, maar ook in ons land en ook in ons dorp, dat hy betrokke is en aktief is en dat hy vir jou hoor en dat hy na jou luister en dat hy reageer. En so as dit is wat die Here vandag met ons wil doen, kom ons raak dan 'n oomblik stil. En ons vra vir hom, Here, al die dinge wat ons pla, en dalk het ek 'n skaapbout in die oond en die dominee moet nie te lank besig wees vandag nie, want my kop is eintlik daar. Miskien het jy 'n rowwe week wat voorlê, miskien is jy in geweldige hartseer of angs gewikkel in hierdie stadium. Geen van daai dinge kan jy vir die volgende paar minute enigiets aan doen nie. Jy kan dit in jou hemelse Vader se getroue hande los. En kom ons neem 'n oomblik en ons gee al hierdie dinge vir hom. En ons vra Here, ons vertrou U volkome om in die tyd wat ek nie by alles uit kan kom nie, dat U daar is en dat dit ook oukei is net so. Wil U vandag met ons, met my in hierdie volgende paar minute
iets moois doen. En ek gee vir ons 'n geleentheid. Israel, julle is my getuies, sê die Here, en ook my dienaar wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken, en in my kan glo, en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here, en buiten my is daar geen redder nie. Ek het die redding aangekondig, ek het gered en het laat verkondig, ek en nie 'n ander God onder julle nie. Julle is my getuies, sê die Here, en ek is julle God. So geliefdes, elkeen van julle vanoggend is ontvangers van genade en van barmhartigheid en van vrede. En hierdie genade, barmhartigheid en vrede kom van jou God af, jou hemelse Vader wat jou gemaak het om hom te ken. Dit kom van jou verlosser en saligmaker Jesus Christus, jou Here, wat gekom het om die brug tussen jou en God te oorbrug en vir God vir ons elkeen volkome toeganklik te maak. En hierdie genade, barmhartigheid en vrede kom van die Heilige Gees af. God in jou, God om jou, die een wat jou inspireer en jou in staat stel om die wil van God uit te voer. Amen. En amen. Kom ons sing vanoggend. Ons gaan 2 liedere saam sing. Lied 200 gaan ons net vers 1 van sing. En dan direk daarna sonder enige aankondiging lied 205 waarvan ons vers 1 en vers 3 saam sing. Kom ons staan en dan loof ons die Here met ons stemme. Amen.
baie dankie. Julle sing mooi vanoggend. Ek kry hoendervleis van die voor af. En dan as julle wil, kan julle Bybels oopmaak as julle dit saamgebring het by die boek van Habakuk. Julle gaan sien as jy by Jesaja en Jeremia kom, dan en Esegiel, dan blaai hy nog lekker. En dan ewe skielik van Daniël, Hosea af, Joël word die boeke al hoe korter en dan soos in die klein profete. So as jy by Joël verbygaan, is jy nog betyds, as jy by Jona verbygaan, is jy nog betyds, as jy by Nahum verbykom, is jy nog betyds. As jy by Sefanja kom, blaai net so 'n bietjie terug, soos hierso is die hele Habakuk. Net jy blaai hom maklik mis. En dan voordat ons saam gaan lees en saam gaan reageer op wat ons hoor, gaan ek vra, kom ons raak vir 'n oomblik net weer eens stil en ons bid 'n gebed in die woorde van lied 278 wat ons 2 keer gaan saam sing voor ons die teks lees. Dankie dat ons kan bid, omdat U hoor, omdat U verhoor. Soms sê U ja, soms sê U nee, soms sê U later. En Hemelse Vader, wanneer ons vandag voortgaan in hierdie fantastiese klein profeet met die naam van Habakuk, mag ons hoor wat ons moet hoor en mag ons sien wat ons moet sien en mag ons reageer, Here. Mag ons reageer, want ons weet, Here, U reageer ook op ons. En Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie gemeente wat ons elkeen kan geestelike tuiste noem. Dankie dat U van ons elkeen se doen en late deur bewus is, oggend, middag, aand, elke oomblik van ons lewe. Here, en as daai gedagte ons angstig maak, o God sien alles wat ek doen, wil U al daai vrees uit ons harte uit laat wyk, Here, en mag ons dieper indelf in wie U is. Want Here, om in U hande te wees, is die beste, die veiligste plek waar 'n mens kan wees. Mag baie van ons U aard en U karakter vir die eerste keer dalk beleef, dalk ander van ons net herinner word aan dit wat ons reeds waar is, want ons weet dit klaar, Here, maar ons as mense het so dikwels herinnering nodig. En Hemelse Vader, as ek een ding weet van mens wees, want ek is self 'n mens en ek werk met baie mense, dan is dit so, dat dit voel dikwels soos hierdie brug tussen ons en U, waar jy kry mense wat naby aan U leef en net U wil ken, en U openbaar U self aan hulle en hulle lewe so naby aan die Here en nie soos ek, en ek beleef niks van daai goed nie. En wat waar is van meeste gelowiges, voel ek nie noodwendig is altyd waar van my nie. En vir my voel dit dikwels, my gebede gaan net hier teen die plafon vas. En Hemelse Vader, mag ons vandag net uit die blote feit dat U vir Habakuk antwoord, 'n baie mooi waarheid leer, en mag ons oop wees hiervoor. Dit bid ek vir elkeen van my geliefde broers en susters in die heilige naam van Jesus Christus ons Redder. Amen. Amen, ons lees, ek lees, weet julle wat gaan ek doen? Ek gaan nie net ons teks lees wat vers 5 tot 11 is nie, ek gaan die hele teks lees, net om ons weer te herinner. So vers 1 sê doodeenvoudige uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Nou, net interessant op hierdie punt, en ek wil nie te veel tyd vat nie, is Habakuk werk anders. Habakuk preek nie vir die volk nie, hy is in gesprek met die Here. En tog profeet, want sy doen en late met die Here is vir ons gedokumenteer. En so, Habakuk sê hallo almal, en dan het hy onmiddellik 'n klaag.
Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Ons almal ken hierdie gevoel wat Habakuk gehad het. Moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel elende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Nou laasweek het ons oor hierdie klag stil gestaan vir 'n hele 45 minute het ek vir julle eintlik verduidelik hoekom ons Habakuk doen en wat presies is dit waarop Habakuk terugkyk en wat is die omstandighede wat hy beleef en so dis eintlik 'n voelvlug oorsig oor sommer die hele geskiedenis van Israel en dan het ons net gehoor dat Habakuk is nie tevrede nie en ons het 'n klomp dinge laasweek geleer oor wat gebeur as ons nie eerlik is met die Here nie maar as ons stil bly, as ons al hierdie goed wat ons eintlik voel nooit openbaar nie, ons sê dit nie vir die Here nie, ons deel dit nie met mekaar nie, dan sal 'n klomp risiko's wat ons loop en die een is, jy gaan geweldig baie sukkel om te aanbid, die volgende is, jy gaan altyd voel jy moet voorgee, veral tussen medegelowiges en altyd voorgee half iets wat jy nie is nie en wat 'n sielsdodende speletjie dit is. En dan laaste en die gevaarlikste vanuit 'n Christelike perspektief het ons gehoor laasweek dat ons raak baie maklik saakgedrewe of issue gedrewe en ons haal ons oog van Jesus Christus en sy kruis af wat die objektiewe bewyse is dat God vir ons lief is en dat hy toegenee is tot ons. En vandag, en toe het ek laasweek julle net so laat hang en gesê van God antwoord vir Habakuk en dit is nou wat ons vandag gaan hoor en ons gaan letterlik net God se reaksie op Habakuk se klag lees en dan gaan ons basies niks verder uit die teks uitdoen nie want daar's een ons gaan eintlik een groot waarheid hoor waarby ons gaan stil staan vir die res van ons tyd saam. So, ons lees van hoofstuk 1 vers 5 af. Die antwoord van die Here. Die Here het geantwoord, dubbelpunt. Kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom. Julle onthou die Galdeërs, een van die 3 groot magte op die toneel destyds, of die Babiloniërs as jy hulle so wil noem. Die wrede, woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek, om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboesem. Hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. Hulle perde is vinniger. Nou julle gaan saam met my in julle verbeeldingswêreld in en die van julle wat al Lord of the Rings gekyk het, dink aan die ouens wat daar in Mordor bly wat op hulle perde is en hier kom 'n verskriklike prentjie op die horison aan. Hulle perde is vinniger as luiperds, vieriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop, hulle kom van ver af, hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. Hulle hele leermaag kom om verwoesting te saai. Hulle kom aangestorm soos die ooste wind en hulle maak krygsgevangenes bymekaar soos sand. Die Galdeërs dryf die spot met konings. Hulle lag maghebbers uit. Hulle lag oor al die vestingstede. Hulle gooi grondwalle teen die stede op en hulle neem dit in en dan jaag hulle verder. Hulle trek verby soos die wind. Hierdie sondige nasie is sy eie, vir hierdie sondige nasie is sy eie mag, sy God. So wat ons sien, is, julle weet hoe Bybeltekste uit konteks uitgeruk kan word. Hierdie is nogals een van hulle, want hierdie versie word geonderstreep en vir mekaar gestuur in tye van opwinding en so, dat die Here sê, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien, ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo, selfs sal word dit vir julle vertel nie, wat 'n wonderlike God dien ons. En dan sê dit soos, hoorie, konteks is alles, elke teks het 'n konteks, lees net so 'n bietjie verder en jy gaan nie meer so opgewonde wees oor hierdie teks nie, want wat God eintlik vir Habakuk sê, is julle gaan verstom staan, ek bring die Galdeërs om julle almal te vernietig. Selah. Okay, so, dit is dan God se antwoord. Habakuk dog nog, hy kla oor sy volk wat onrein geword het en sedeloos geword het en die wet word verkrag onder hulle eie mense en
En dan sê God, Habakuk, moenie worry nie, ek sien alles, ek weet alles en ek doen iets daaraan. En hierdie idee dat God vir Habakuk antwoord, is iets waaroor ons so vinnig lees, want natuurlik praat God met Habakuk, hy's 'n profeet. Hy het 'n boek in die Bybel. My naam is Sarel. Hoekom sal God nou met my praat? Hoekom, verstaan, daar's altyd, ons lees die Bybel, en dan hoor ons somme, die Here het geantwoord, die Here het vir Habakuk geantwoord. Nou dames en here, wanneer dit kom by teksinterpretasie en die totale totstandkoming van die Bybel, dan moet julle tog weet, hierdie mense was mense net soos ons gewees, en as hier staan, die Here het geantwoord, dan was dit nie 'n stem wat hulle uit die hemel uitgehoor het van, hierso is God se antwoord nie. Want julle sien, as ons Habakuk deurlees, ek wil julle tog aanmaan om dit te doen so lank, dat ons 'n lekker gevoel vir die boek kan kry. Jy kan hierdie boek lees, afhangend van hoe vinnig jy lees, ergens tussen 6 minute en 20 minute. Dan is jy deur die hele profeet Habakuk, en so dit klink vir ons soos 'n Dinsdag agtermiddag gesprek wat God gou met Habakuk gehad het, en hoe gelukkig is Habakuk, want hy praat net met die Here en die Here antwoord, sommer dadelik, en dan praat hy weer met die Here en dan antwoord die Here weer, en dan praat hy weer met die Here, of dan bid hy, en dan eindig die gebed, en vir ons voel dit tog nie so nie, vir my voel dit ek bid, en die Here antwoord nie, want die manier waarop die boek vir ons geskryf is, gee nie vir ons 'n tydlyn nie, en hierdie pad van God saam met Habakuk kon weke gewees het, dit kon maande gewees het, en hoogstwaarskynlik was dit jare. Was dit 'n pad wat hy saam met die Here gestap het, en op die ou end, dit wat hy uithaal uit sy pad met die Here uit, skryf hy vir ons neer, en hy sê, ek het gekla, en ek het gewroeg, en wie weet hoe lank was hierdie klag en hierdie wroeging gewees, ons weet nie. En dan sal hy sê, en tog het die Here my geantwoord, want miskien was Habakuk, jy weet, profeet, hy was een wat tye kon lees en kon sien wat aan die gebeur is, en hy kon sien die Galdeërs is op pad hiernatoe om ons te vernietig, en hy sê, daar's God se antwoord, kyk wat gebeur, hulle kom nou hiernatoe, en Here, ek kan ook nie verstaan, al wat ek wil hê, ons vandag moet weet, is, ek wil hê julle moet hoor, dat God luister, en hy verstaan, en hy reageer, en hy verstaan, en hy luister, en hy verstaan, en hy reageer. En ek dink die ding waarmee ons vroeg, is miskien sal julle vir my sê, okay, Skalk, ek weet die Here hoor, en ek weet hy luister, maar hy steur homself nie rarig aan my nie, want sy antwoord vir my is meestal nee, of meestal net dood eenvoudig stilte. Kom ek gee eers vir julle die wonderlike. As ek vir julle moet weer 'n videoetjie wys van hoe groot die heelal is en hoe klein ons is, hoe ongelooflik is dit nie dat daar 'n God is, wat in die makro toneel in volle beheer is, en ook in die mikrotoneel, en dat hy in hierdie groot heelal waarin ons bly, vir my en jou ken, en ons luister. En as jy voel wel, dit voel vir my God sê net die hele tyd nee, of ek hoor net nie 'n antwoord vir hom nie, dan wil ek graag ons deur 'n paar goed vat, en dit is wat ons die res van ons tyd saam gaan doen. So die eerste ding wat ek graag wil hê, waarop ons bietjie moet nadink en reflekteer oor, is die feit dat ons maar te geneig is om die hand van God mis te kyk in meeste dinge. Kom ek verduidelik vir julle wat ek bedoel. In een van my familie se huise ergens staan daar 'n gekroomde rugby tolk, né? So mooi uitgestal, en langs hom 'n super Springbok leerbal. En dit is waar my pa en sy broers jare terug, ek dink nog in die laat 90's, by 'n funksie was, wat Frik de Pre gekroon is as die beste rugbyspeler van alle tye, en hierdie boot en hierdie bal is die boot en die bal waarmee Frik de Pre op een wedstryd vir die Noord-Transvaal 'n 3 gedruk het, vir 5 skop oorgesit het, 'n drop goal oorgesit het, en 'n strafskop. So elke manier waarop jy kan punte aanteken, het Frik de Pre man alleen gedoen op daai game, en hy word geëer en geprys. Nou hoekom die boot en die bal? Dis iets wat half weird is. Verstaan, as Handré Pollard in die World Cup final al daai skoppe deur die
deur die pale sit. Ek onthou toe ek 'n klein seentjie was, het ons altyd op Kings Park, want ek's 'n Shark en ek kom van Natal af, het ons gaan kyk hoe die Sharks speel. En dan het hulle vir ons gereël, al die seentjies, ons is tussen die ouderdomme van 9 en 13. Ek meen, wat 'n fenominale ouderdom, né? En dan reël hulle vir ons, as die Sharks in die badkamer inkom, dan is ons daar saam met hulle. En dis die wonderlikste ding, jy kom oom, kan ek asseblief hom sy handtekening kry? Ja, en dan is dit nou wonderlik, jy kry dit, maar niemand van ons sê vir hulle, kan ek asseblief die talk sien waarmee jy gespeel het? Wow, hierdie talks het hierdie wedstryd laat wen, die rugbybal, ek meen dit is wonderlik, dieselfde ding kan 'n mens doen, ek is heeltemal uitvoering met cricket uit, ek het dit laas op laerskool gekyk, en toe het ek geweet, daar was 'n man met die naam van Brian Lara, wat op daai stadium die beste cricketkolwer in die wêreld was, en hy teken 500 lopies aan, en niemand vra ooit vir Brian Lara, kan ek asseblief jou bat sien? Ek wil hom net so 'n klein bietjie bewonder, want hierdie bat slaan soveel sesse, dit is eintlik ongelooflik om dit te kan sien. Julle, ons bly in Klerksdorp, met daar's iets wat ek graag wil hê, julle saam met my net moet waardeer en nie moet miskyk nie en dalk bietjie minder kla oor. En dit is die absolute fenominale mediese dienste wat ons tot ons beskikking het. Fenomenaal. 3 private hospitale in een dorp. Mense ry van ver af hiernatoe. En hierdie dokters doen operasies wat jy nie kan glo dat mense dit regkry nie. En as die dokter op jou operasie gedoen het en kanker uitgesny het of iets reggemaak het wat stikkend was en mooi toegewerk het. En ek het self die belewenis gehad met die geboorte van ons tweede kind, Lenke. Hy het haar longetjies bietjie gesukkel aanvanklik en sy is onmiddellik in die broeikas in en saam met die pediater ergens heen en ek kan nie daar wees nie. So wat doen ek? Ek stap terug in die teater in, want ek het nie geweet mens mag dit nie doen nie. En daarso is die dokter besig om vir die wond toe te werk, né? Maar julle, my mond hang oop. Ek vind eers na die tyd almal is awkward, want hoekom is jy hier skalk? Ek weet nie, ek wil iemand ondersteun en ek kan nie by my babietjie wees nie, so op my vrou dan nou maar. Nou loer ek die hele tyd so, maar daai dokter werk in die maagie van haar toe, né? Dat ek vir julle sê, jy kan nie glo die skills en die opleiding wat nodig is om so iets te laat maklik lyk nie. En snaaks, dan vra ek nie, "Jesus dokter, wys my gou daai naald." En daai oplosbare garing wat jy gebruik het, want hierdie goed is net fantasties. Sien julle wat ek doen? Die rede hoekom daai naald en daai garing enige waarde het, is in hierdie dokter se hande. Daai skalpel, daai fyn skerp mesie waarmee jy geopereer word en wat hulle op haarbreedtes presisie werk. Die lemmetjie is cool, maar in wie se hande? Sit daai lemmetjie in my hande. Ek gaan 'n totale gemors maak daarvan. Dieselfde met Brian Lara se golf en dieselfde met Frik de Pre se boot en se bal. En ek dink, wanneer ons kyk na God antwoord of God antwoord nie, dan is ons baie geneig om krediet te gee op plekke waarvan God die outeur is. Ons is geneig om krediet te gee op plekke waarvan God die outeur is. En wat ek daarmee bedoel is, God doen dinge en hy gebruik mense. Hy gebruik vir my en jou. En dit alles is onder sy wil en onder sy beheer en onder sy bestuur. En op dieselfde manier as wat ons vir ons kinders, nee wag, kom ek sê eers die twee, maak dit vir julle sin. As ons vir die Here vra, Here, maak my oë oop vir alles wat U gee en alles wat U doen en alles wie U is, dan gaan ons verstom staan oor wat hy alles doen, dag vir dag, uur vir uur, minuut vir minuut amper. Sodat ons vra vir die Here, dikwels hierdie, okay, kom ek gaan eers na ons tweede punt toe. Ons vergeet wat ons alles vra, en let dan nie gewoonlik op wanneer God geantwoord het nie, en ons bring dit nie in berekening nie, en hierdie is sommer in die volksmond, en ek hoop asseblief nie julle voel ek trap op enige iemand se tone nie, want ek is saam met julle in hierdie ding. Ons ry ver, en dan stop ons net gou voor ons ry, en almal hou hande vas, en dan bid ons. Waarvoor bid ons? Waarvoor bid ons voor ons op die lang pad gaan, mense? Here, hou asseblief U, kom, julle ken nie woorde, wat se hand van? Daar sê julle die beskerming, ek het gedink, die hand van bewaring.
Hou die hand van bewaring, hou die hand van beskerming oor ons, en dan ry ons, en op pad soontoe is dit chaoties in daai kar, en 34 keer sê jy, as ek hierdie kar moet aftrek, dan kry julle almal pak sla, maar éventueel kom ons aan die ander plek aan, en wie het ons veilig daar aangebring? Die Here. Here, hou die hand van bewaring oor ons. Wanneer het ons gesê, heerlikheid, dit is daarom nou die 21ste April 2024, die Here hou nog heeltyd sy hand van bewaring oor my, en ek vergeet dit net, sodat ander goeters pla my, en dan kla ek by die Here daaroor, en dan is ek nog half hartseer daaroor, as dit vir my voel, hy antwoord nie op die manier wat ek graag wil hê, ek moet antwoord nie. Elkeen van ons het vanoggend opgestaan met 'n hart wat in ritme klop. Elkeen van ons het vanoggend opgestaan met longe wat suurstof inneem en koolstofdioksied afgee en wat voortdurend ons liggame in stand hou. Ek dink daarom ons elkeen kon vandag hier aangekom het met 'n broodjie in die maag as ons honger was. En dis God wat in elke lewensomstandigheid voorsien, selfs dikwels nie op die manier waarop ons dink nie, maar dit gebeur tog. En almal van julle wat kinders het, weet hoe voel dit. Jy gee vir jou kind verjaarsdagpresente en dan kry hulle hierdie een en dan is daai lippie dik. Maak die ding oop en is hulle heeltemal hartseer oor hierdie persent. Hoekom? Want ek het net hierdie een gekry en my maatjie het daai een gekry en dis die een wat ek eintlik wou gehad het. Sê wel, jy het nou net hierdie een gekry, maar ons kan hom môre net terugvat na die winkel toe as dit jou reaksie is, verstaan? En so, mens kyk alles mis wat jy reeds gekry het, en hierdie een ding wat ek graag wil hê, dit kry ek nie, en weer eens, broers en susters, om teruggegaan na laasweek toe, as jy nie jou hart oopmaak en na die Here toe bring nie, dan raak dit presies jou manier van bid, is gee vir my dit, en 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 ek voel nie goed genoeg nie, of vergeet, of net, as ek nie geantwoord word nie, dan is ek dikwels in 'n totale toestand, en so die eerste een is net, hê die grootste moontlike perspektief wat jy kan op alles, en sien dat God se hand agter dit alles is. Die boere wat bid vir reën, elke druppel reën, en die boere is geneig om dit te weet, kom van die Here af. En toon dankbaarheid daarvoor. Ons vra altyd, hou die hand van bewaring oor ons, hy doen dit, hy doen dit nog die heeltyd, maar die oomblik as ons veilig is, dan is ons geneig om nie vir hom die eer daarvoor te gee nie. En as jy 'n interessante oefening wil doen in julle stiltyd saam met die Here, jy kan 'n dagboekie hou. Skryf die goed wat jy vir die Here vra neer. En dan sporadies kyk jy terug op wat jy gevra het, en dan kan jy 'n regmerkie gaan maak by alles wat die Here gereageer het, en of dit nou positief of negatief was, maar wat jy 'n antwoord oor gekry het, en dan gaan merk jy dit, want hierdie is goeders wat ons nodig het om te beleef, sodat ons kan sien, ons geloof in God is waar, en die Here hoor, en die Here antwoord. Ok. Partykeer sê hy ja, partykeer sê hy nee, partykeer sê hy nie nou nie, maar wel later. Hoekom? Want elkeen van ons het al vir goed gebid. Elkeen van ons het al vir goed gebid. En in retrospek vir die Here dankie gesê, dat daai gebed van my nie waar geword het nie. Op dieselfde manier as wat my kinders vir my vra, papa, kan ek dit kry, kan ek dit kry, kan ek dit doen, kan ek dit doen. Ek hou van ja sê, julle, dit is so lekker om ja te sê, maar julle weet hoe klein kindertjies, met wat 'n absolute belaglike versoeke kom hulle. En dan sit my seun, as ek nou ja sê, dan kom hier 'n katastrofe. So ek kan nie nou ja sê nie, want jou veiligheid en jou welwese is vir my belangrik. En dan moet die reaksie nou maar wees wat dit is. Broers en susters, ek wil ons vat na die volgende punt toe. Ongehoorsaamheid lei tot nees. God is ons hemelse Vader wat ons liefhet, wat weet wat ons nodig het nog voor ons om vra. En hy voorsien vir ons en hy sorg vir ons en hy het ons redding bewerk aan die kruis. Hy het seker gemaak dat ons sy kinders is. En ouers en kinders is 'n verhouding soortgelyk aan die verhouding wat ons met die Here het, want Jesus sê vir ons, as jy met God praat, spreek hom aan as julle Vader. So daarmee trek Jesus die beeld
dat as jy wil weet hoe God is, dink aan 'n pa, 'n goeie pa, die beste pa wat 'n mens kan hê. En dan gebeur daar goed, wanneer ouers en kinders met mekaar in verhouding is, wat partykeer bietjie moeilik is, en sê julle vir my of die volgende goed waar is. Goeie gedrag is geneig om beloon te word, en slegte gedrag is geneig om nie beloon te word nie. So kom ons sê, een van ons het 'n kind vir wie ons al 1000 keer gesê het, moenie op daai ding ry nie, en die volgende oomblik breek hy. Nou wat nou? Hoeveel keer het pappa vir jou gesê, moenie op daai ding ry nie? Jy weet jy gaan 'n pak slaag kry, dit hang af of jy nou die waarheid met my gaan praat oor hoeveel houe dit gaan wees, en dan kom hy uit met die waarheid, en dan kry hy 'n pak slaag, en aan die dag kom hy by die huis en sê, pappa, kan ek 'n sweetie kry? Nee. Hoekom nie, pappa? Want jy die hek gebreek. Jy is nie gehoorsaam nie. Ander kere beïndruk jou kind se gedrag jou so vreeslik. My dogtertjie het vir 'n maatjie wat nie 'n maatjie het nie gaan haal en vir haar 'n drukkie gegee en saam met haar laat speel, en die juffrou bel en sê dit vir my. Nou kom sy by die huis, pappa, kan ek 'n sweetie kry? Ja, my kind, wat wil jy hê? Hoekom is dit? Want die verhouding loop so mooi, die dinge is besig om in 'n positiewe rigting te beweeg, en sonder om vandag vir julle 'n voorspoedteologie te probeer voorhou, gaan ek vir julle net 'n paar verse lees, en dan kan julle vir my sê wat julle dink daarvan. Die eerste een is in Matteus 7 vers 7 tot 11, wat soos volg lees. Matteus 7 vers 7 tot 11. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir julle seun 'n klip gee as hy jou brood vra, of 'n slang as hy jou vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê, dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en in die profete. Wat hoor julle by Jesus? Klop, soek. Elkeen wat klop vir hom sal oopgemaak word, elkeen wat soek sal vind, elkeen wat vra sal kry. Wat maak 'n mens hiermee? Want dit voel vir my dikwels, ek soek maar ek kry nie, of ek soek maar ek vind nie, en ek vra maar ek kry nie, en ek klop, maar dit word nie oopgemaak nie. En wat Jesus vir ons sê, maar kyk, julle gee vir julle kinders goeie goed. En Jesus sê nogals, julle wat sleg is, né? Julle wat sleg is, weet hoe om vir julle kinders goeie goed te gee. Hoeveel te meer? Hoeveel te meer nie? Hoeveel te meer nie God nie? Wat 'n goeie pa is. En het julle geweet dat baie van ons snap die kruis van Jesus Christus? En tog laat dit nie vir ons met 'n gevoel met geliefdheid nie, maar 'n gevoel van skuld en skaamte. Want hoe kon die Here, wat so goed is vir my, wat so 'n slegte mens is, sy lewe aflê aan die kruis? Hy het klaar vir my alles gedoen wat hy kan doen, ek sal nooit weer enigiets vra nie, ek is te bang om te vra, ek voel skuldig om te vra. Die grootste waarheid wat jy kan ken, wat jy kan weet, is dat die Here jou lief het, en dat jy mag vra. In Johannes 7, vers 15, Johannes 15 vers 7, kry ons die volgende. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Nou, weer eens konteks is baie belangrik, want Jesus praat hier so oor die wingerdstok oor die wingerdstok en die lote, en ons moet in God bly, hy moet in ons bly, ons moet in hom bly, hy moet in ons bly, en wanneer dit gebeur, wanneer ons in hom bly,
en sy woorde in ons, dan kan ons vra net wat ons wil hê en hy sal dit gee. Sodat God vir ons deur die profeet Habakuk vandag wil sê, as kyk God luister en hy reageer en jou stand, jou verhouding met die Here het 'n uitwerking op die manier waarop God jou antwoord. Daar is ons nog 'n laaste vers, net sodat julle weet, ek suig nie hierdie goeters uit my duim uit nie. 1 Petrus 3 vers 7 praat God met die mans en hy sê, mans, julle moet verstandig met julle vroue saamleef. Bewys eer aan haar as die swakker geslag. Vrouens, daai swakker geslag beteken bloot eenvoudig, 'n vrou is soos 'n porselein vaas en 'n man is soos 'n petrolkannetjie. Jy kan hom rond, die man kan houe vat. Hanteer jou vrou soos 'n porselein vaas en nie soos een van die pelle nie. Lewe verstandig met haar saam. Betoon eer aan haar. En dan sê hy, sodat julle gebede nie verhinder word nie, wat beteken, jou vrou is God se dogter, en man, as jy bid en jy kry nie, gaan kyk sommer 'n bietjie hoe hanteer jy jou vrou, want dit is God se dogter, en as jy nie mooi is met haar nie, moenie verwag God gaan jou gebede antwoord nie. God luister nie. Gehoorsaamheid is vir die Here ongelooflik belangrik. En wat soms met mens kan gebeur, is jy sê wel, ek wat regtig nie 'n saak met die Here in my lewe het nie, tog kry ek alles wat ek wil hê en dit gaan met my eintlik goed, so ek is heel happy waar ek is. En dan moet jy Romeine 1 gaan lees. Want wat met jou gebeur is een van die scarieste goed wat met 'n mens kan gebeur, is net God wat vir jou sê, gaan doen wat jy wil. O, jy soek dit, gaan jaag dit. Kyk waar bring dit jou op die langtermyn uit. Asof hy amper wil sê, hier is vir jou genoeg tou. Kom ons kyk wat doen jy daarmee. Want in Romeine 1 sê dit, God gee die mense oor aan hulle sondige begeertes en aan hulle sondige drange. En so as jy voel, my sonde pla my nie, en ek het nie regtig gesaak met die Here nie, maar die lewe is vir my half goed, dan moet jy jouself afvra, wel, kom dit van die Here af? Of het hy homself net so 'n bietjie onttrek? Kry ek dit reg om te bid? Voel ek naby aan hom? En dan broers en susters, moet julle weet dat, hier is so 'n voorbeeld wat ek kan gebruik. Wie van julle het al Charlie and the Chocolate Factory gekyk? Of die boek gelees? Daar's hierdie een dogtertjie wie se naam ek nie kan onthou nie, maar sy is 'n totale spoiled brat. So net om almal wat glad nie Charlie and the Chocolate Factory of Roald Dahl ken nie, hierso is hoe dit werk. Charlie het 'n chocolate factory en dis al die kinders se drome, en as gevolg van mense wat sy resepte steel en alles, maak hy die fabriek toe. En dan ewe skielik sê hy gaan hierdie fabriek gee vir iemand om te erf. Daarso is 5 golden tickets in sy Willy Wonka bars weggesteek reg oor die wêreld. En die 5 kinders wat dit kry word genooi na die fabriek toe, en dan sal Willy Wonka self besluit wie erf die fabriek. En een van die kindertjies wat die golden ticket gekry het, het 'n pa wat vir haar alles gee wat haar sondige hart begeer. En julle sal seker dink dit is die wonderlikste kind op die ou, en sy het die mooiste geaardheid gehad wat 'n mens kan hê. Nee. Haar pa het 'n hele stadion mense en hulle voer met containers al die chocolates in, en al wat hierdie mense gaan doen is hulle gaan chocolates oopmaak, want sy dogtertjie moet daai goue kaartjie kry. En eventueel skree aan van die vroue, I found it, oh, hier is die golden ticket, en die pa kom so aangestap na sy dogtertjie, en sy wag so vir hom, en hy gee vir haar die golden ticket, en sy kyk die kaartjie so, en sy gee vir haar so, sy kyk so op, en sy gee vir pa 'n glimlag, en sy sê, Daddy, so Britse aksent, I want a pony. Hoekom laat daai pa dit toe? Is hy lief vir daai kind? Is hy besorgd oor wat se tipe mens sy gaan uitdraai? Kry alles wat sy wil hê, wanneer sy dit wil hê, soveel as wat sy wil hê. En sy het nie 'n saak met haar pa nie, sy het niks van dankbaarheid nie, sy wil hê wat sy wil hê, en sy raak 'n lelike mens. God se nee vir jou, as jy naby hom leef, is 'n geskenk.
'n geskenk wat jy nie nou kan sien nie. Maar 'n geskenk waarop jy later gaan terugkyk en sê die Here was vir my so goed. En hiermee kan ek kan met hierdie voorbeelde vir julle net aanhou. Desember is altyd 'n maand waarin ek my hart vashou vir die jong mense van ons land en vir die jong mense van die hele wêreld, want hulle gaan na die Pledge Rage toe. En as ek soos, die Pledge Rage is 'n plek waar een paas wat nie lief is vir hulle dogters nie, hulle een laat gaan omdat hulle wil gaan. Kom ek stuur my dogter na daai plek toe, waar daar nie ouer toesig is nie, waar alkohol volop beskikbaar is vir almal, en waar die seuns se hormone by hulle ore uithang. Dis 'n goeie plek vir my dogter om te gaan tyd spandeer. Nee, ek dink nie so nie. Hoeveel van die goed wat ons vir die Here vra kan doodgevaarlik wees vir ons, en as ons die hele tyd ons sin kry, dan verword ons. En laastens wil ek dit vir julle sê, ek wil glad nie vooruit hardloop met Habakuk nie, maar Habakuk eindig by 'n gebed wat hy bid aan die heel einde, waar ons baie tyd gaan spandeer. En jy sien hoe Habakuk se pad saam met God 'n transformerende effek op Habakuk homself het. Jy gaan deur gehoorsaamheid aan die Here meer bewus raak van God se luister na jou. Hoe meer tyd jy saam met hom spandeer, en in stilte net by hom wees, op die lang termyn, gaan jy sien dat hoeveel meer tyd jy saam met hom spandeer, hoeveel meer doelbewus jy gehoorsaam aan hom leef, gaan jy al meer sy sorg en sy hart vir jou raak sien. En nie net vir jou nie, maar vir al sy kinders. En nie net vir al sy kinders nie, maar vir alle mense. Ons pad saam met die Here en ons gebedslewe is 'n verhouding. Dis 'n langtermyn verhouding, en ek hou van die manier waarop Eugene Peterson dit sê, as hy sê, it's a long-term obedience in the same direction. Dis 'n verhouding. As jy die hele tyd bitter is, nog 'n vers wat ek net wou by sê is, kan julle onthou, Jesus vir sy disippels sê, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. En dan wil ek ook hierso uit 1 Johannes uit, dis nou die doer aan die einde van die Bybel. Die eerste brief van Johannes, hoofstuk 3 vers 21, is nog 'n versie wat ek net vir julle wil lees voor ons klaarmaak. 1 Johannes 3 vers 21 tot 23 lees soos volg. Hy sê, geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. Hoor julle dit? As ons gewete ons nie veroordeel nie, met ander woorde, wat sê Johannes? As ons doelbewus in gehoorsaamheid aan Jesus leef, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God toe te gaan. En weet julle, dis iets wat sonde doen. Ek weet, sonde is 'n baie onpopulêre woord, wat nie veronderstel is om hier rarig genoem te word nie. Maar dit bring skeiding. Maak dat jy nie vrymoedigheid het nie. Hierdeur kan ons ook vrymoedigheid na God toe gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo, en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God, en God in hom, en hieraan weet ons, dat hy in ons bly. Hy het sy gees vir ons gegee. Wat hoor ons by Johannes? As jy die hele tyd bitter is, heel tyd opvleend, bekleierig, liefdeloos, eie sinsoekerig, gefokus op jouself, moenie baie ja's van die Here af verwag nie. Hy is jou pa wat weet wat jy nodig het. So broers en susters, mag ons vandag hoor dat Habakuk se naam kon ook Sarel gewees het.
Die Here praat. Hy luister en hy reageer. Ons gaan later sien, Habakuk hou nie van God se antwoord nie. En dis volgende week, maar net vir vanoggend wil ek graag hierdie idee by ons los. Is God luister. Hy hoor en hy reageer. En aangesien hy luister, kom ons bid. En ek wil vir ons elkeen die geleentheid gee om self te bid. Ek wil eintlik ek hoop dat die Heilige Gees ons almal nou in hierdie oomblik op die punt het waar ons bereid is om met hom te praat. In die lig van alles wat ons gehoor het, wat is dit wat jy vir God wil sê? Jy kan dit vir hom sê, want hy hoor. En hy weet dit al voordat jy dit vir hom sê. Maar steeds het jy nodig om dit vir hom te sê. Wat is dit wat jy vir hom wil vra? Wat is dit wat jou hart nodig het? En as ons net terugkyk op ons week, het ek hierdie week geleef met 'n bewustheid dat God altyd by my is en dat hy die hele tyd toeganklik is en dat ek die hele tyd met hom kan praat oor enige iets? Of was ek maar eintlik op my eie treintjie die meeste van die tyd die hele tyd besig met 'n klomp dinge? Ons almal maak foute en ons almal val en kry seer en niemand leef in 100% gehoorsaamheid aan God nie, maar kan ons onsself vanoggend afvra, hoe gaan dit met ons gehoorsaamheid? Net, wat is die dinge wat ek weet die Here van my vra en doen ek dit? Wat is die dinge wat ek weet hy wil hê ek moet glo? En glo ek dit? Ons kan dalk hierdie oomblik gebruik om net bietjie terug te kyk op wat gee God alles? Waarvoor wat nooit eers by my opgekom het om vir hom te vra nie. Wat gee hy? Hoeveel van die dinge wat ons al gevra het en vergeet het van, het hy geantwoord? So Hemelse Vader, dankie dat U hoor, dat U luister, en dat U ook nou elke gebed hoor, en dat U luister. Wil U ons elkeen nader trek aan U, soos wat net U kan. Ek weet, Here, dat U is van U kinders vir wie U wil sê, my kind, vir lank genoeg was ek op die agtergrond van jou gedagtes. Ek weet, U is van ons vandag, Here, wat moet hoor, dat U vir ons toeganklik is, dat ons kan kom, net so, met al ons dinge. U is van ons, Here, wat vandag moet sien, hoe U rarig sorg, en hoe min ons meeste van die tyd selfs bewus is daarvan, dat ons aanvaar, dis maar net dinge wat so moet wees.
maar dis U sorg. Hemelse Vader, gee vir ons hierdie perspektief van U grootheid. Gee vir ons die geloof om te weet dat U ons liefhet, dat U besorgd is oor ons elkeen. Dat U daarvan hou om dinge te gee en dat U 'n goeie verhouding met ons elkeen begeer. Hemelse Vader, en dit waarvoor ek vra is iets wat net U Gees kan doen. Dis iets wat net U kan doen. En so ek vra daarvoor vir elkeen van my broers en susters in Jesus heilige naam. Amen. Broers en susters, ons kan dan hierdie erediens afsluit in die woorde van lied nommer 601. En die woorde van lied 601 gaan ons net die eerste en die laaste versie saam van sing. En maar hoor julle my dit? Soos wat ons sing en soos wat ons reflekteer, my gebed is regtig vir ons dat ons deur die verloop van hierdie reeks Habakuk 'n verdieping met ons Hemelse Vader sal beleef. En dat wat ook al ons laasweek gehoor het en hierdie week gehoor het, nie goeters is wat ons net nou weer neersit en weer volgende week optel as ons hier kom, nie. Laat dit bietjie maal in jou gedagtes. Laat dit maal. Wees oplettend en kyk bietjie wat doen die Here, wat doen die Here met hierdie goed. Hy luister rarig, hy hoor jou. En mag ons dan hierdie week reflekteer en leef asof dit werklik waar is. Kom ons staan en dan sluit ons af met lied 601 se eerste en laaste vers. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader en die troostvolle gemeenskap van God die Heilige Gees is by julle elkeen en bly by julle elkeen elke dag. Amen.
elkeen.